Geliefdes, ons kom vanaand by Matteus hoofstuk 6 en dan wel by vers 13, waarby ons dan ook ons Vader reeks mee afsluit. In vers 13 hou ek graag aan die voor en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Op 31 Oktober herdenk protestantse kerke op die Sondag naaste aan die 31ste Oktober, die reformatie van die 16de eeu. Die rede vir hierdie besondere datum is omdat algemeen aanvaar word dat die groot reformatie of dan die kerkhervorming, soos wat ons dit vandag meer en makliker bekend is aan ons, amptelik op 31 Oktober 1517 begin het. Nou vir die van u wat al dalk bietjie vergeet het, op daardie dag het 'n man met die naam van Martin Luther 'n dokument met 95 stellinge teen die kerkdeur daar op Wittenberg gaan vasspyker. Hierdie 95 stellinge was 95 standpunte wat hy ingeneem het teen die dwaalings wat in die kerk van daardie tyd bestaan het. Die reaksie op hierdie 95 stellings was oorweldigend. Binne weke het die inhoud daarvan oor die hele Europa versprei. Openlik het gelowiges in opstand gekom teen hierdie dwalinge wat in daardie tyd verkondig is. Daar is letterlik geprotesteer teen die dwalinge. Dit is waar die naam protestantse vandaan kom. Toe die Romeinse kerk nie aandag aan hierdie dwalinge wou gee nie, het die gereformeerde kerke ontstaan. Dit is kerke wat gereformeer het, met ander woorde, weg van die dwalings af, terug na die waarhede van die Bybel. En as ek mooi gaan kyk, dan het 'n soortgelyke gebeurtenis plaasgevind in 1987-88. En het die AP Kerk sy ontstaan gehad uit hierdie gebeure. Toe daar destyds met die sogenaamde kerk en samelewing sekere stellings op die synode, daai tyd was dit, onthou ons was almal, wel nie almal nie, maar grootendeels NG lidmate, toe hierdie sekere standpunte en sienings op die synode dien en dit goedgekeur moes word, toe is daar gelukkig nie net een nie, maar 'n hele klomp mense wat opgestaan het en gesê het, maar ons kan nie met hierdie stellinge en hierdie standpunte voortgaan en met julle saamstem nie, want dit is in stryd met die suiwer woord van God. En so, die van u wat die geskiedenis ken, het die boekie van die beswaarde lidmates, die lig gesien, geloof en protes, wat dan 'n antwoord was op kerk en samelewing en hoekom hierdie mense nie kon saamgaan met dit wat hulle op daardie synode wou goedkeur nie. So het die Afrikaanse protestantse kerk sy ontstaan gehad en sy weg gehad in die geskiedenis van die gereformeerde kerke. Ons kerkverband is kerke in Suid-Afrika en dit het ook al uitgebrei na gemeentes in Namibië, wat dan ook onder dieselfde vaandel hanteer en bestuur word. Hierdie naam sê dat u en ek kinders van die reformatie is. Dat u en ek in ons harte voel dat daar niks anders as die suiwer woord van God in die kerk van Jesus Christus bedryf moet word nie. Ook ons vier hervorming Sondag. Ons dink terug aan daardie reformatie en aan hulle wat vir ons die weg oopgemaak het om God te kan aanbid. Soos wat hy hom in sy woord openbaar. En nie belas met allerlei menslike, ek wil amper sê uitdinksels en dwalings nie. Martin Luther se 95 stellings het die reformatie geïnisieer. En Luther was 'n besonderse man, want om deur selfstandige studie tot die oortuiging te kom dat die kerk op so baie punte dwaal, om die moed te hê
van sy oortuiging om dit in die openbaar in 'n kerkdeur te gaan vasspyker, om die weerstand van die kerk van die tyd te weerstaan en baie ander mense van hierdie dwalings te oortuig, was iemand wat vasgestaan het in sy geloof, wat werklik die woord van God bestudeer het, 'n instrument in die hand van God. Ons is besig met die reeks oor die Onse Vader gebed en vandag is dan ons laaste een van die bedes en ons gaan hoor soos wat hier in vers 13 staan, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En is dit nie juis die beginsel waarom Martin Luther gerebelleer het nie, in opstand gekom het nie? Hy het baie interessante opmerkings gemaak. Op Hervormingssondag gaan ons in ons verklaring van die 6de bede onder andere kyk na die opmerkings wat Luther in sy bede gemaak het. Hierdie 6de bede is die laaste van die kleiner gebede wat ons in die Onse Vader vind. Ons het reeds verskeie kere gehoor dat Onse Vader eintlik uit 2 groepe van 3 kleinere gebede elk saamgestel is. Die eerste 3 sal jy onthou het ons vir mekaar gesê, is die U-bedes, waar dit gaan oor God, en dan die laaste 3 waarvan ons vanaand die laaste een hanteer, is dan daardie bedes wat handel oor onsself. Eers het ons gehoor dat God ons leer om vir ons daaglikse brood te bid. 'n Volgende keer het ons gehoor dat God ons leer om te bid dat hy ons skulde sal vergewe. Vandag by die laaste bede is dit die bede dat God ons nie in die versoeking sal lei nie. Hierdie reeks preke oor die Onse Vader gebed is op 'n spesifieke manier aangepak. Ons het begin en ek het dit elke aand herhaal dat ons weggespring het by vers 8 wat voor die Onse Vader is, waar die Here sê, julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle hom vra. Die wyse waarop ons hierdie reeks aangepak het, was om in hierdie woorde van Jesus te neem en dit soos 'n bril te gebruik om na die Onse Vader te kyk. Met ander woorde, as ons bid, lei ons nie in die versoeking nie, dan sê Jesus dat God reeds weet en wat ons nodig het, sodat ons die versoeking kan weerstaan. Daarby weet God nie net alleen nie. Hy voorsien daarin nog voordat ons vra. En nou kan daar moontlik verskeie vrae by u ontstaan. En die eerste vraag wat by ons kan ontstaan is, maar lei God ons dan werklik in die versoeking? Kan die Here ons versoek? Die tweede vraag wat dalk in die gemoedere opkom is, maar as God dan vooraf weet waar en hoe ons in die versoeking kan kom, en hy vir ons gee wat ons nodig het, hoekom moet ons dan nog bid dat hy ons moet bewaar, sodat ons nie in versoeking kom nie? Bewaar hy ons dan nie in elk geval nie? Kom ons probeer hierdie vraag antwoord. En die eerste vraag waarna ek wil kyk is, lei God ons dan in die versoeking? Kan die Here ons versoek? En hierdie vraag word nog moeiliker as u en ek dink aan Jakobus 1 vers 13 waar daar staan, iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei nie, en self verlei hy niemand nie. Jy sien, hoekom kom die vraag, hoekom bid ons dan dat die Here ons nie in die versoeking moet lei nie, as dit nie in sy natuur is nie? En dan vind ons die antwoord opgesluit in Matteus 6 vers 13, uit die oorspronklike taal waar die woord met versoeking vertaal is. Hierdie woordjie het in die oorspronklike taal, naamlik in die Grieks, meer as een betekenis. Ons kan hierdie woordjie vertaal in Matteus 6 vers 13 en wat aan die hand gedoen is soos met die versoeking, maar ons kan dit ook vertaal met beproewing. En nou dadelik wonder jy, maar wat is die verskil tussen 'n versoeking aan die een kant en 'n beproewing aan die ander kant? Daar is 'n groot verskil. Die beproewing is swaar kry wat oor jou pad kom om jou te toets. Verwys weer na 'n vroeëre bid hier, pottebakker in die klei, die Here vorm ons soos hy ons wil hê. So die beproewing kom oor ons pad om ons te toets. Die versoeking daarenteen
is iets wat oor jou pad kom om jou te verlei totaal van die pad af. Nou die vraag, kan die Here ons beproef? Die doel van beproewing is altyd om ons nader te trek aan God. En nou klink, hoor u die woorde van tug. Wanneer ons tug toepas op 'n lidmaat, is dit nie om die persoon die harnas in te jaag nie. Dis om in Christelike liefde na so 'n persoon te gaan en sê, my broer, my suster, ons sien dat dinge nie lekker is by jou nie. Hoe kan ons help om jou weer op die weg van Jesus Christus te kry? So die Here beproef ons om presies dieselfde met ons te doen. Om ons net weer op daardie smal weg te kry. As die Here 'n beproewing oor ons pad bring, dan wil hy ons daarmee in ons geloof laat groei. Maar as die Here ons nooit versoek nie, onthou, versoeking het ek ons nou gesê, is iets wat ons verlei, iets wat ons totaal van die pad afdryf. Die Here sal ons nooit verlei om aan hom ontrou te raak. Die Satan daarenteen, wat besig is met hierdie rebellie teen God en sy kinders, hy is die een wat verlei. Hy is die een wat vir ons hierdie mooi storieetjies in die kop kom praat en vir ons vertel, maar daardie kant van die draad is dit baie beter as hierdie kant. Hy probeer ook elke dag verlei om ongehoorsaam aan die Here te wees. Let egter op, 'n beproewing kan soms terselfdertyd dalk ook 'n mate van 'n versoeking wees. Die Here kan jou byvoorbeeld beproef met teenspoed om jou meer bewus te maak van jou afhanklikheid van hom. Hoe baie hoor ons dit nie? Dat iets met mense gebeur en dan sê hulle, maar Here, hoekom ek? Hoekom ons? Hoekom pik u op my? Die Here gebruik dit om jou meer bewus te maak van sy teenwoordigheid in jou lewe. Hy wil hê jy moet jou afhanklikheid al hoe meer aan hom erken. Want dan vertrou jy op God vir die uitkoms. Deur op God te vertrou en te sien hoe hy sorg, groei jy dan in jou geloof. Maar Satan kan egter daardie selfde teenspoed as versoeking gebruik om jou kwaad te maak, om jou in opstand te bring teen die Here, totdat jy op 'n punt kom wat jy in jou hart glo niks goeds kom van God af. Sien u dis waarvoor jy bid? As jy bid, Here, lei ons nie in die versoeking nie. Ons sê, Here, help, eintlik is dit wat ons sê, Here, help ons om nie toe te gee aan die versoeking van Satan nie. Help ons om staande te bly in u woord. Ons bid dat God ons nie so sal beproef dat ons moedeloos word nie, maar dat ons elke dag net nader en nader aan hom begin lewe, dat ons nader en nader aan hom groei. Ons bid dat God ons daarvan sal bewaar, dat ons aan die verleidings van Satan nie sal toegee nie. So het die Nuwe Lewende Vertaling, en ek het dit vir interessantheid ook gaan naslaan, dan ook hierdie bede vertaal met die volgende woorde: bewaar ons sodat ons nie aan verleiding sal toegee nie en bevry ons van die greep van die bose. Nou vir die tweede vraag, as God vooraf weet watter beproewings hy oor ons pad bring en watter versoekings die Satan gaan gebruik om ons te probeer vervreem van God en sy woord, as God dit dan weet en voorsien in wat ons nodig het, waarom moet ons nog enigstens bid vir bewaring? Onthou u wat ons nou al telke male in hierdie preekreeks gehoor het, hoekom moet ons bid? Ons bid sodat God dinge in die hemel vir ons sal doen. Onthou Matteus 6 vers 8, God doen vir ons wat ons nodig het voordat ons vra. Nee, ons bid sodat ons Vader deur die gebed binne in ons kan werk. En hy ons bewus kan maak van ons verantwoordelikheid. Want al het die Here ook verlos, het elkeen van u en ek 'n verantwoordelikheid om in gehoorsaamheid aan God te lewe. Ons verantwoordelikheid is dat ons moet reageer op hierdie genade, op hierdie verlossing wat die Here in ons lewens vir ons bewerk het. Ons moet bruikbaar word tot eer van God
en sy koninkryk. Soos in die eerste 3 bedes van ons Vader, wat ons geleer bid het, ons moet God heilig. Ons moet ons Vader se koninkryk bevorder, ons moet ons Vader se wil laat geskied, en ons eie wil op sy skuif. Ek en jy het nou die verantwoordelikheid, maar om hierdie verantwoordelikheid uit te voer, is nie so eenvoudig nie. Daar is vyande van God, wat ons probeer keer om dit te doen. En dan kom die Heidelbergse Katekismus in Sondag 52, en hy noem hierdie 3 vyande ons doodsvyande. Hulle is doodsvyande, want as hulle slaag om ons weg te lei van die Here af, dan sterf ons 'n ewige dood. Martin Luther het hierdie 3 vyande soos volg probeer uitken of probeer typeer. Hy het 3 vyande gevare genoem. Eers het hy gesê, daar is die gevare onder ons. Ons kan hierdie gevare onder ons verstaan as ons in ons gedagte hou dat daar tradisioneel geglo is dat die hel onder die aarde is. As ons na die Hebreëus gaan kyk, het hulle die woord Sheol in Hebreëus. Dit is 'n plek onder daar waar die mensdom was. So die mense het geglo die hel is onder hulle. Die gevare onder ons verwys dus na die duiwel wat tradisioneel in die hel sou woon. Ons weet natuurlik dit is onwaar. Die Satan is nog nie in die hel nie. Hy sal eers in die hel gewerp word wanneer die eindoordeel finaal gevel word. Ons eerste doodsvyand is dus die duiwel self. Die duiwel se grootste ambisie is dat hy self God wil wees. Dat hy die mens so sal breinspoel, dat ons as mensdom sal glo dat dit die God is. En een van Satan se suksesvolste tegnieke om ons te verlei, of om ons afvallig te maak van ons hemelse Vader, is om ons daarvan te oortuig, dat daar dinge is wat belangriker is as die Here. As hy kan slaag daarin, dat ek sal besluit, maar die erediens is nie meer so belangrik nie, want ek kan sommer op YouTube kyk, dan kom ons nie die opdrag van die gemeenskap van die gelowiges na. Dan slaag hy om ons koppe te draai, weg van die opdrag van die Here. So kan hy jou daarvan oortuig, dat dit belangriker is om so hard te werk, om jou gesin te kan versorg, dat jy nie tyd het om vir die Here te werk. So kan hy jou oortuig, dat jy nie in die maand met jou geldjies gaan uitkom nie, en dat jy nie nodig het om 'n bydrae vir die kerk te maak. So kan hy jou daarvan oortuig dat jou program so vol is, dat jy ook nie tyd het vir jou daaglikse Bybel lees en jou oordenking en jou teenwoordigheid met God. Jou gesels, het ons gesê in hierdie week, met God nie. Ja, so kan hy ons daarvan oortuig dat dit belangriker is om na daardie rugbywedstryd te gaan kyk, saam met vriende waar daar pret en plesier is, as wat ons eerder Sondag in die erediens sal wees. En so kan ons aangaan, geliefdes. Die Satan word nie verniet in die Bybel beskryf as 'n brullende leeu wat los rondloop om te verskeer wie hy in die hande kry. Hy is listig. En hy slaag daarin om afstand tussen my en jou en ons hemelse Vader te bewerk. Maar dan het Martin Luther ook gepraat van die gevare buite ons. Buite ons verwys na wat buite is. Met ander woorde, na die wêreld. En wat is een van die grootste dinge wat hulle vandag gebruik? Ons gaan liewer na die charismatiese kerke toe, want dis lekker. Ek kan maar sommer in my denim en my kortbroek gaan, want dis lekker. Ons worship en ons prys en ons loof die Here. En daar steek 'n tikkie waarheid in. Ek dink ons gereformeerdes moet 'n bietjie gaan besin oor ons lofprysing en ons aanbidding van die Here, want ons skiet tekort. Maar dit beteken nie dat ons nou weer heeltemal uit verband uit moet gaan, soos oorlede Prof Frans van Staden altyd vir ons gesê het, die kerkgeskiedenis werk soos die pendulum van 'n oorlosie. Hy's of heeltemal die kant toe, of hy's heeltemal die kant toe. Maar ons sukkel om die goue middeweg te kry.
Die wêreld is 'n groot bondgenoot van Satan. Gaan kyk ons maar in die sport. Ons het groot geword dat Sondag was daar nooit sport nie. Vandag is dit die dag om sport te beoefen. Want ek hoef nie verlof in te sit by die werk nie. En ek kan maklik gaan. U en ek werk dus saam om ontrou te raak aan die Here. Omstandighede in die wêreld kan baie goed vir ons wees, ons kan baie voorspoedig wees en ons kan lekker lewe. Maar wat kan nou gebeur? Ek kan so lekker lewe dat ek my afhanklikheid van die Here totaal en al vergeet. Ek vergeet dat ek die Here nodig het in my dag tot dag bestaan. Of aan die ander kant, omstandighede kan vir my baie sleg wees. Ek kan teëspoed en teleurstellings ervaar. En wat kan nou gebeur? Wanneer ek op daardie laagtepunt is, ons praat so maklik van ek het in 'n gat geval, daardie dag as ek in die gat geval het, dan is dit juist daardie dag wat die Here vir jou kom sê, sien jy, hoekom haal die Here jou nie uit hierdie gat uit nie? Hoekom sukkel jy so? Waarom? Wanneer jy emosioneel op jou laagste punt is juist dan wanneer Satan toeslaan. Dat hy jou gaan oortuig, dat sien jy, die Here hoor nie jou gebed nie. Sien jy, dis nie soos wat julle dink nie. Die wêreld en Satan is groot maats wat probeer om ons van ons hemelse Vader te vervreem. My liewe broer en suster en ons liewe jong mense, as ek en jy nie gaan opstaan nie, hier sit aspirant onderwyseresse, as ons nie gaan opstaan in ons beroepe en gaan getuig vir God nie, wat word van die sonde van verswyging, van stil bly? Dan is ek en jy 100% aandadig daar. Maar dan is daar ook nog 'n derde maat. Martin Luther het ook gesê dat daar gevare van binne ons is. Gevare van binne was Martin Luther se verwysing na ons sondige neiging en natuur, wat outomaties in opstand teen God is. Ek sê altyd in 'n ligter lyn, en ek het dit al vir mense hier in Potchefstroom ook gesê, ek dink die grootste uitdaging vir 'n predikant in die AP Kerk vandag is, jy sê nie vir iemand in die AP Kerk, stap agter my aan nie. Jy sê, sien julle daar die groen hek? Ons kry mekaar oor 10 minute daar. Of ek dan nou wil reguit loop en jy eers na daardie hek toe wil loop en dan daai een, dit maak nie saak nie. Maar in die AP Kerk sit ons met hierdie sterk persoonlikhede, met hierdie beginselvaste mense wat nie agter iemand anders aanloop nie. Satan sorg dat daar in die wêreld baie versoekings na ons kant toe kom. Baie dinge, rykdom, weelde, gemak, ontspanning, mag. Daar is soveel wat ons kan opnoem, maar om hierdie dinge op die regte manier te verkry of te beoefen, vra van jou en van my inspanning en selfdissipline en gehoorsaamheid aan God. Die duiwel is baie slinks. Hy misbruik soms selfs die toetse wat die Here op ons lewenspad bring, om ons nader aan die Here te trek. Hy misbruik die beproewings deur dit om te swaai in 'n versoeking waar ons in God se bystand en liefde begin twyfel. Here, hoekom ek? Hoekom ons? Jy weet, ou Joos van 'n Westhuizen wat ons nou 'n idol was, soos wat die kinders sê. En toe hy met hierdie spierdistrofie gediagnoseer is, het hy erken op 'n openbare gesprek wat daar met hom gevoer is, dat hy in opstand gekom het tot die Here en gesê het, Here, maar hoekom ek? En toe hy werklik sien hoeveel mense word aangeraak deur hierdie siekte, toe draai sy storie om te sê, Here, hoekom nie ek nie? Dankie dat U my as 'n instrument in U hand gebruik, al kos dit my lewe. Hy maak ons baie maklik, opstandig, teen God, teen die kerk, teen my medebroer en suster in die geloof. Wanneer ons dus bid, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, dan bid ons dat die Here ons van hierdie aanslae van Satan sal bewaar. Ons bid dat die Vader ons oë sal oopmaak, ons verstande sal verhelder,
sodat ons nie deur die Satan verlei sal word om ontrou te raak aan die Vader nie. Ons bid dat ons elke dag tot die einde van die wêreld sal volhard in ons geloof en ons het die volmaakte voorbeeld in Jesus Christus. Ons bid ook dat ons nie van die Here sal wegbeweeg nie, maar daarteenoor eerder elke dag nader aan God sal beweeg. Daarom, my geliefde broer en suster in ons Here Jesus Christus, as jy bid, lei my nie in die versoeking nie, maar verlos my van die bose, dan neem jy die verantwoordelikheid om met God se hulp te groei in jou geloof. Verstaan jy nou? Al weet God wat ons nodig het en al gee hy voordat ons kan vra, hoekom ons dit steeds bid? Ek en jy moet die verantwoordelikheid neem. En hy het sy Heilige Gees gegee, om in elkeen van ons te woon en te werk en ons te lei in ons geloofsgroei, wanneer ons erns maak met die suiwer woord van God, as ons erns maak met ons verhouding met ons Hemelse Vader. Ek wil afsluit. Bid daarom gereeld, lei my nie in die versoeking nie, maar verlos my van die bose, en werk op so 'n manier, daardeur aan jou eie geloof. Geloofsgroei is die mees bevredigendste ding wat met ons op aarde kan gebeur. Ons besef dit nie, want ons is nie regtig besig daarmee, behalwe wanneer ons in die erediens kom. So maklik gebruik ons die verskoning om te sê, ja maar dominee, ons het nie die kennis wat jy het. Bid tot God, dat hy sy woord in jou sal openbaar, alles dit op 'n elementêre en 'n eenvoudige manier, dat jy sal verstaan wat hy in sy woord vir jou sal sê. En as jy twyfel, daarom is daar woordgeleerdes, om jou te kan bystaan en jou te kan help in jou krisis. Ek sluit hierdie reeks oor Onse Vader se bedes soos volg af. Die verskillende bedes in die Onse Vader het 'n wonderlike verband met mekaar. Kom ek wys u net daarop. God gee om vir ons fisiese behoeftes. Daarom leer hy ons, gee ons daaglikse brood. God gee om oor ons verhouding met hom. Daarom leer hy ons, vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. God gee om dat ons verhouding met hom moet groei. Daarom leer hy ons om te bid, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. So, my liewe broer en suster, leer ons om te volhard in die geloof. Ons leer om elke dag in alles te strewe om die Here se pad te volg. Ja, vir kos en middele om ons daagliks aan die lewe te hou, vir 'n nuwe verhouding met hom en om te kan groei in die verhouding met God. Daarvoor bid ons in hierdie laaste 3 bedes waar dit gaan oor ons as sondaar mens. Wat 'n wonder is die Onse Vader gebed nie vir ons, as ons met hierdie ander perspektief, met hierdie ander oogpunt daarna kyk nie. Bid daarom nadenkend, nie omdat dit iets is wat jy uit die kop uit geleer het van klein tyd af nie. Dink daaroor na, en dink wat jy bid. En belangrik, bid dit gereeld. Dit bevat alles waarvoor en waaraan ons ooit 'n behoefte mag hê. En dit leer ons hoe om volgens die Vader wat in die hemel is, se wil te lewe. Hierdie is die enigste manier van lewe. So die hervorming van baie jare gelede ook aan ons bevestig. Mag dit vir ons klompie wat hier is, 'n werklikheid word in ons lewens, en dat ons dit sal uitdra na ons medebroers en susters, wat dalk nie die geleentheid gehad het om hierdie reeks te volg. Ons loof en ons prys die Here uit die diepte van ons hart, vir soveel omvattendheid, wat hy in sy woord vir ons gee. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons skulde net soos ons ook ons skuldenaars vergewe.
en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Here, ons bid hierdie gebed met 'n nuwe gesindheid in ons hart, met 'n nuwe gesindheid in ons verstand. En ons wil U loof en prys vir alles in ons lewens. Aan U kom toe die lof, die dank, die aanbidding van ons hele wese tot in ewigheid. Amen.